As jy bly is en jy weet dit, klap jou hande. As jy hartseer is en jy weet dit, skree Jesus uit my lief. As jy kwaad is en jy weet dit, skree Jesus, vergewe my. As jy bly is en jy weet dit, klap jou hande. As jy hartseer is en jy weet dit, skree Jesus in my As jy kwaad is en jy weet, skree Jesus, vergewe my. Maak nie saak hoe jy voel nie, jy kan maar weet, Jesus het jou lief. Goeiemôre Suster Johanna. Moet dit nie vergeet nie. Moet dit nooit vergeet nie. Hy sal jou lief hê tot in ewigheid. Halleluja. Good morning, Sister Lisa. My vrede is in God, Amen. my lewe is in Hom. Ek kan rus in sy arms, waar ek altyd veilig voel. Halleluja. God vertroos, God genees, uw genade bly groot. As die wêreld raas, hoor ek u sê, wees stil en weet dat ek God is. Amen. Ek het u nodig, elke dag, elke uur. Wanneer die lewe my sny, salf u my wonde. Wanneer my geloof wankel, hou u my vas. U fluister my naam, ek hoef net te luister. God vertroos, God genees, uw genade bly groot. As die wêreld raas, hoor ek u sê, wees stil en weet dat ek God is.
Amen, halleluja. Goeiemôre broer Ben, halleluja. Goeiemôre suster Anita. Is lekker om julle weer te sien, halleluja. Prys die Here. My oë op na die berge. Waar kom my hulp vandaan? Ek staan en wag hier in die storm, met hande hoog totdat hy my kom haal. Ek sal U bly loof, selfs as die duister om my draai, want ek is mos die hande wat my dra. My hoop kom alleen van die Here, U wat heel die skepping onderhou. U alleen is my beskermer, U wat nooit slaap of sluimer nie, U hart, U woord, U wil sal ek vertrou. Suster Bets, goeiemôre. En kyk, hoe breek die nuwe môre. Halleluja. Kyk, hoe maak U alles nuut. U wys my weer die diep geniet, dat geloof die meeste groei in donker ure. Ek sal U bly loof, selfs as die duister om my draai, want ek ken mos die hande wat my dra. My hoop kom alleen van die Here, U wat heel die skepping onderhou. U alleen is my beskermer, U wat nooit slaap of sluimer nie, U hart, U woord, U wil sal ek vertrou. Amen. Ek wil U nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir U moet ly, wil ek staan en bely. Ek wil U nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir U moet ly, wil ek staan en bely. Ek wil U nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir U moet ly, wil ek staan en bely.
ek vertrou U hand, U woord, U wil, Halleluja. sal ek vertrou. Amen. Welkom, welkom, welkom. Geniet dit saam met ons. Prys die Here. Yes. Loof die Loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Prys die Here. Halleluja. Broer Hein, welkom, welkom. Ek wil die Here loof. Halleluja, prys die Here. Welkom aan elkeen van julle. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus. Elkeen op Facebook, elkeen wat op WhatsApp luister. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Hy is ons God, hy is ons Here. Hy is ons die een wat ons net vry maak van alles wat ons vashou. Halleluja. Hy is die een wat vlees geword het, onder sy eie mense kom woon het, en niemand het hom aanvaar nie, sodat ek en jy vandag hom kan dien. Halleluja. Amen. Prys die Here.
Kom ons loof sy wonderlike naam. Soms volg ons toch ons eie pad. Yes. Eie ek is sterker as die wil van God. Oh, breek ons wil, Here. Ons loop ons vas teen die draai van ons lewenspad, op soek na geluk wat ons nie vind. Hy is ons God en niks kan dit verander. Hy roep jou naam deur elke dag se gange, waar jy soms kan verdwaal. So bring dan na jou lewe net vir hom, net vir hom. Bring jou lewe net vir hom. Ek vind nog uit, kan nie meer alleen stryd sonder God se seën. Yes, amen. Dan roep ek uit na die hart van God. Hy tel my op en lei my by die hand. Hy is my God Amen. en niks kan dit verander. Niks. Hy roep my naam deur elke dag se gange, waar ek soms kan verdwaal. So ek bring dan na my lewe net vir hom, net vir hom. Bring my lewe net vir hom. Hy is ons God en niks kan dit verander. Hy roep jou naam deur elke dag se gange, waar jy soms kan verdwaal. So bring dan na jou lewe net vir hom, net vir hom. Bring jou lewe net vir hom. Hy is ons God Yes, amen. en niks kan dit verander. Hy roep jou naam deur elke dag se gange, waar jy soms kan verdwaal. So bring dan na jou lewe net vir hom, net vir hom. Bring jou lewe net vir hom. Amen, halleluja, prys die Here. Dankie Hemelse Vader dat ons so saam kan kom, U naam kan lof besing, Here. Here, en vanmôre kom ons en ons bid dat U hierdie samesyn sal seën, die woord sal seën wat sal uitgaan, Here. My niks sal maak sodat U alles sal wees, Here. Spreek deur my vanmôre dat ek net 'n spreekby sal wees wat U vir my wil gee, Here. Ek loof U en ek prys U, ek gee al die lof, die eer en die aanbidding wat U toekom, want U alleen is waardig om gedien te word. Here, U woord behoort aan U. Here, en ek kom vanmôre met 'n vrees en 'n bewing, Here, wanneer ek hierdie woord van U sal oopmaak, Here. Bid ek nou, Here, genade oor my lippe, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here.
So lekker om elkeen van julle te sien hier op Facebook. Ja, prys die Here. My seun, my oudste seun verjaar vandag. Ek wil vir hom baie geluk sê met sy verjaarsdag. Hy verjaar saam met broer Reinier. En ons wil net vir hulle baie geluk sê. En dan my aangetroude oom en tannie se seun Nikkie van 'n Merwe verjaar ook vandag. En as hy enige iemand anders is wat verjaar vandag, baie geluk. Mag die Here julle ryklik seën en ons dank die Here vir nog 'n jaar se genade. Ek dank die Here dat hy julle nog steeds vir ons gespaar het, sodat julle vreugde in ons lewe kan bring. Halleluja. Amen. Dankie daarvoor, ons loof en ons prys U. Ek wil net afskop met 'n gedeelte. Die Here het so 'n week en 'n half terug vir my gesê, ek moet swyg en ek moet stil word voor hom, terwyl ek so vas met die Here praat. En ek het dit gedoen, want al die tyd wat die Here my geroep het, is daar sekere geestelike aspekte wat my baie keer pla, wat in 'n kerk, as ek sê in 'n kerk is, goed is wat mense in 'n kerk doen, sekere goed wat in die wêreld gebeur, sekere goed wat onder kinders van die Here plaasvind. En dan, wanneer ek met die Here begin praat oor hierdie goed, sal die Here partykeer vir my sê, swyg, wees stil, ek gaan nou tyd spandeer met jou, my kind. En dan kom die Here en hy werk maar op ander maniere met my. Ek is ook dankbaar daarvoor. Ek sal nie sê ek is bevoorreg nie, maar ek is bevoorreg dat hy my ken. Amen. En dat ek hom ken, is vir my die grootste geskenk ooit. Soos wat ek julle ken ek die Here. Ek ken sy stem, ek weet wanneer hy met my praat, ek weet wanneer dit die Here is. Amen. En dit is vir my baie na my hart. As 'n mens net weet waar die Here my uitgehaal het. Baie mense ken my verlede, baie mense ken my geskiedenis, baie mense ken my getuie, as ek dit so kan stel. En ek is dankbaar teenoor die Here. Dankbaar dat hy my gered het, dankbaar dat hy my diep uitgehaal het. Ja, gisteraan sit ons as 'n familie om die tafel met my kleindogter, en sy hoor al hierdie dinge sodat ons praat oor ons verlede, en toe ek en my vrou mekaar ontmoet het, en die eerste 14 jaar van ons lewe, en sy sê hierdie woorde wat eintlik skokkend is, maar ek besef dan God se genade daarin. Hy sê, "Jessie, maar oupa was rof, julle was rof." Die Here doen nie halwe werk nie. Maar die probleem is dat ek moet my woorde reg uitstel. Daar het 'n kerkstelsel ingekom met sekere basiese lyne wat hulle jou probeer leer, wat soms nie van die Here af is nie, wat uit 'n mensheid is, met goeie bedoelinge, glo ek met my hele hart. Ja. Maar wanneer ek my verhouding met die Here opsom, dan sien ek sekere dinge. En ek dink aan hierdie woorde in Kolossense 1 vers 24. Nou wil ek net hierdie gedeelte gebruik as 'n fondasie. Kolossense 1 vers 24. Jolandi vra my, want sy sit dit altyd op die Facebook. Prys die Here. Hoor mooi. Die opskrif sê arbeid en stryd van Paulus in sy bediening. Nou, hierdie opskrif is so gepas in my lewe.
Want ek arbei vir die meester tot die skadies daal. Ek wil niks anders eintlik doen nie. Ek wil net arbei vir die meester. Maar soveel dinge gebeur in 'n mens se lewe dat ek nie die heeltyd vir die Here kan arbei nie. Ek kan nie die heeltyd ek wil so betrokke wees met die Here en ek wil sy woord oordra in suiwerheid van hart. Soos wat die Here dit op my hart lê, om mense te help, om mense te laat insien, daar's dieper dinge in die woord van God, daar's dieper dinge in die Here as wat ons ooit kan dink of besef of kan bid voor. Hy sê, en 'n stryd in die bediening, daar's 'n groot stryd in my lewe, in die bediening, dat die wêreld gekant is teen 'n mens, dat die kerk gekant raak teen 'n mens, dat kinders van die Here gekant raak teen 'n mens, omdat my bediening dalk anders is as iemand anders se bediening, sien hulle nie iets raak wat God in my raak sien, as ek dit so kan stel. Hoor wat sê Paulus hier in vers 24, hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle. Daar's 'n lyding wat ek deurgaan vir julle. Daar's tye wat ek voor die Here huil vir julle. Daar's tye wat ek soms deur dinge gaan wat nie maklik is nie. Maar omdat ek elke een waarvoor ek lief is in my hart hou, omdat ek vir julle bid en omdat ek weet daar's soveel dinge wat 'n mens hoor oor teologie, oor die Bybel, en daar's soveel misleidende goed. En wanneer ons dit aanspreek, dan word ons aangeval, maar jy kan niks aanspreek as dit teen die woord van die Here is. Ja, dis waar. Alles moet in lyn wees met God se woord. Want sy woord is van die begin af tot die einde, sal dit nooit verander nie. Hy sê die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woord sal tot in ewigheid nie vergaan nie. Dis daardie woord wat teen ons gaan tel, of vir ons gaan tel, in hierdie lewe en na hierdie lewe. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Nou verbly hy homself in hierdie lyding vir julle, en vul in my gees aan die oorblyfsel van die verdrukking. Ek wil vir jou sê vandag, ware kinders van God gaan deur verdrukking. Ware kinders van die Here ervaar die teenstand van die vyand. Die vyand werk deur mense waarvoor jy lief is. Die vyand werk deur mense wat jy nooit sou gedink het dat hulle dit aan jou sou doen. Ja, dis waar. Hoor mooi wat ek julle vandag sê. Goed wat 'n mens seer maak, wat 'n mens se hart breek. Maar weet julle wat? Dis deel van die bediening. As jy waarlik geroep is, gaan die duiwel nooit ophou om jou aan te val nie. Hoor my lied vanmôre. Hy sê, van die verdrukking van Christus vir sy liggaam. Waarvoor kry ons verdrukking? Vir sy liggaam. Wie is sy liggaam? Wat die gemeente is. Hier praat hy nie van 'n kerk nie. Hier praat hy nie van 'n kerkgebou nie. Hy praat van die liggaam van Christus. Nou die liggaam van Christus bestaan uit mense wat die Here opreg dien. Ja, amen. Hoor mooi, dit wat ons vandag doen, is die gemeente wat bymekaar kom. Of wat nou teologie, tegnologie is,
of dit nou op WhatsApp is, of dit nou op Facebook is, of dit nou 'n gebou is, of 'n kerkgebou is, die gemeente bestaan uit die liggaam van Christus. Elke een het 'n funksie. En elkeen behoort Christus vir die wêreld te wees, daar buite. Maak nie saak of die wêreld jou aanval nie, dit maak nie saak of jy deur moeilike tye gaan nie, dit maak nie saak wat jy vandag deur gaan nie, ek wil vir jou vandag sê, jy moet staande bly tot die einde toe. Ons moet soos Paulus kan sê, ek het die stryd gestry, ek het die geloof behou. Ek het die wedloop voltooi, halleluja. Amen. Dis waaroor dit gaan. Hierdie is 'n wedloop, en 'n wedloop is nie altyd maklik nie. 'n Wedloop vereis dat jy van jou kant af iets moet doen. Amen. Prys die Here. Hy sê waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God. Nie van mense nie, van God. Die skepper van hemel en aarde. Mense het my nie geroep nie, man. God het my geroep. God het my uitgehaal waar ek was. God het my verander. Die Here het my 'n nuwe skepsel gemaak. Hy het die ou dinge weggevee. Al dink baie mense nog aan my ou tyd. Al dink baie mense aan my verlede. Ek was dit, ek was dat. Ja, ek was dit. Ek is dit nie meer nie. Ek is bloed gewas. Amen. Skoon gewas. Amen. Al was jou sonde soos skarlaken, sal hy jou wit was soos sneeu, halleluja. Maar ek en jy moet die tree nader omgee. Hy sê nader tot my en ek sal nader tot jou, sê die Here. Hoor mooi, die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang. Weet die stryd wat ek deurgegaan het hierdie paar dae, het ek agtergekom, dis nie vir my nie. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor julle wat na my stem luister. Dit gaan oor julle waarvoor ek so bid. Dit gaan oor julle wat ek bedien met die woord van die Here. So dit is vir julle belang wat ek die woord oordra. Om die woord van God te vervul. Hierdie is vir my baie belangrik, dat julle dit moet verstaan. Dit is tot julle belang, né? Dat die woord van God tot vervulling moet kom. Daar's baie dieptes in die woord van die Here wat baie mense nie eens oor praat nie. Ek praat oor hierdie dinge en baie mense hou nie daarvan. Baie mense sal vir my sê, nee, jy's van die pad af. Baie mense loop rond en sê, julle moenie na daardie man luister nie, want hy glo nie soos wat ons glo nie. Ek wil nie glo soos wat hulle glo nie. Ek wil glo wat die woord van die Here aan my openbaar. Want daar's 'n verborgenheid wat baie mense nie snap nie. En hy gee net die verborgenhede aan die wat getrou die Here se aangesig soek. Ja, dis waar. Hoor mooi. Hier kom hy nou en hy sê dit. Hy sê naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was. Hoor mooi. Daar's goed wat verborge was van die begin af wat die Here nie wou openbaar aan mense nie. Hy het gewag vir die regte tyd. Vir die openbaarmaking van die seuns van God. Die ware kinders van die Here. Hy sê, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Hoor hierso, kan ek gou vir jou sê. Ek wil vir julle sê vandag, hy gaan dit net openbaar vir julle en vir my wat heiligmaking nastrewe. Ek wil vir jou sê, daar's predikante wat agter preekstoele staan, en ek wil vir jou sê, hulle preek die mooiste preke, maar hulle leef nie wat hulle moet leef nie. Mense hang hulle lippe aan. Hoeveel predikers hoor ons vandag reg oor die wêreld wat dinge doen wat gekant is teen God se woord. Ja. Hierdie woord
praat so duidelik met ons dat die Here haat dit as 'n man en 'n vrou skei. Want wat hy mos een gemaak het, kan niemand breek nie. Dan word daar predikante wat so in die geheimlik, dat sy eie gemeentes nie eens weet, dat hy sy vrou geskei het nie. Hoe? Wat gaan nou aan? Manne wat van die preekstoel af sal sê, hoorie, die Here het vir my gesê, ek moet my vrou los vir 'n jong vrou, ek moet my vrou los vir die, ek moet dit doen. Hoe? Ek verstaan dit nie. As ons sê ons is deurdronge met dieselfde gees van God, en dan doen die teenoorgestelde, as wat die woord van die Here sê. Kan ek gou ietsie sê? My huwelik is nie maanskyn en rose nie. Geen huwelik is maanskyn en rose nie. Want 'n man en 'n vrou verskil op sekere areas. Maar dit gee jou nie die reg om jou vrou te skei nie. Vrou, dit gee jou nie reg om jou man te skei nie. Die Here het julle bymekaar gesit. Hy het julle een gemaak. Wie gee jou die reg om wat God een gemaak het uit mekaar uit te skei? Ja, dis nou nie soos jare terug dat die koppies en pierings gevlieg het. Nou sorteer ons dinge anders uit, omdat die Here in ons leef deur sy gees. Hoor mooi, die kerkstelsel, as iets verkeerd met die kerkstelsels. Ek sê vir julle vandag, daar is iets verkeerd met manne en vroue wat agter preekstoele staan en nie leef wat hulle preek nie. En dan dink ons hulle het verborgenhede en hulle doen sulke goed. Hoor mooi. Maar nou geopenbaar is aan die heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder julle heidene is. Nie onder Israel nie. Onder die heidene, ek en jy. Hier word geskryf aan mense wat God nie eens geken het. Grieke was heidene. Jy Afrikaner is 'n heiden, gered deur genade. Kan nie vir my kom sê jy's deel van Israel nie, jy's ja, daar's soveel goed, ek stem nie saam nie. Let's agree to disagree. Okay? Ek is 'n heiden, gered deur genade, en ek is ewig dankbaar vir sy genade. Ewig. Ewig dankbaar. Hy sê, hoor mooi wat sê die Here. Die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hoor wat is dit? Dit is Christus onder julle, die hoop van heerlikheid. Daar's 'n heerlikheid wat ek en jy moet weerspieël van Christus. Die woord sê in 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk 18 sal hy vir jou sê, dat ons soos hy word. Daar die heerlikheid. Van aangesig tot aangesig word ek en jy soos Jesus Christus. Hoe? Ons moet dit openbaar. Ons moet dit openbaar. Hom verkondig ons, Jesus Christus. Ons verkondig Jesus Christus. Terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig. Om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Dit is my hele bediening. Om Christus in julle te voorskyn te laat kom. Dis my hoop en dis die hoop op daardie heerlikheid. Ek wil hê dat ek en u wat na my luister vanmôre die heerlikheid van die Here, daai volmaakte heerlikheid van die Here kan begin uitleef en dat mense dit kan sien. Amen. Hy sê waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Die woord van die Here sê, man, dit gaan nie oor woorde nie, dit gaan oor krag. Krag van God, halleluja. Die Heilige Gees wat in jou is krag van God. En ons arbei daarvoor. Kan ek gou sê,
Die woord van die Here sê dat die heidene sekere dinge soek. Dis nou mense wat God nou nie ken nie, né? Hy sê maar wat hy van ons verwag, is dat ons eers die koninkryk van God sal soek en sy geregtigheid. Amen. As ons net die geregtigheid en die koninkryk van God ken, sal dinge in ons lewe baie verander. Hoor wat sê in Johannes. In Johannes die 18de hoofstuk, die 36ste vers, sê Jesus hierdie woorde. Jesus antwoord, Johannes 18:36. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sjoe. Hoor wat sê. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, aan sy eie mense oorgelewer word. Die godsdienstige mense. Hoor mooi, as hulle daardie koninkryk geken het, as hulle geweet het van sy koninkryk, sou hulle hom nooit oorgelewer het nie. Hy sê dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Waar is dit? Jesus Christus staan uit die dode op. Vaar in die hemel op, kom terug, gaan in die hel in, of die doderyk in, maak die slawe vry, en vir 40 dae open hy die verstand van die disippels. En die disippels word apostels. Hoor mooi wat ek vir julle sê. In die 40 dae wat hy met hulle spandeer het hy hulle verstand geopen om die koninkryk van God te verstaan. Toe hulle die koninkryk van God verstaan en toe bekragtig is deur die Gees van God, kon hulle die koninkryk van God uitleef. Waaroor gaan hierdie koninkryk? Kom ons kyk. Hoeveel tyd het ek nog oor? Nee, ek het nog baie tyd. Genoeg tyd, sê my vriend. Hoor wat sê Kolossense 3. Nou moet ons een ding onthou. Ek en jy sterf. Nie 'n dood van hulle begrawe jou nie. Ons sterf in onsself. Ons leer om ons lewe af te lê vir die Here. Ons kom tot bekering. Ons sê, Here, ons wil nie meer so leef nie. Ons wil die koninkryk van God soek en ons wil u geregtigheid soek. Ons verander die manier wat ons dink. Ons kom tot bekering en ons laat ons doop in die naam van Jesus Christus, sodat ons sondes vergewe kan word. En ek wil vir jou nou sê, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie gawe van die Heilige Gees sal jou verstand open om die skrifte te verstaan. Hoor wat sê Paulus, en Paulus het na die tyd gekom. Hy moes 3 dae blind wees om siende te word, gedoop te word, en dat hy die koninkryk aan die heidene kon verkondig. Hoor wat sê hy so. As julle dan saam met Christus opgewek is, hoe word jy opgewek in Christus? Jy word met hom begrawe, Romeine 6, en jy staan op as 'n nuwe skepsel, in die heerlikheid van die Vader. So jy sterf in Christus, jy staan op in Christus. Galasiërs 3:27 sê dit so mooi. Hy sê elkeen van ons wat gedoop is in die naam van Jesus Christus, is met hom beklee. Nou sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, uit die water uitgekom het, die nuwe skepsel, wedergeboorte, uit water en gees, halleluja, prys die Here. Ek raak so opgewonde as ek praat oor hierdie goed, want hierdie goed het my verander. Hy sê, soek die dinge wat daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Hoorie, moenie meer die goed op die aarde soek nie, soek die dinge wat daar van bo af is.
Hoor mooi. Jesus het gekom sodat ek en jy kan lewe en dit in oorvloed kan leef. Hoor mooi. Soek die dinge wat daar van bo af is, want dit wat van bo af is nie dood nie, dis nie siektes nie, dit is nie allerhande. Ek wil vir jou sê, dit is goeie goed. Dis die goeie nuus vanmôre om vir jou te sê. As jy die Here ken en jy's met hom opgewek, soek die dinge wat daar van bo af is. Amen. Wil jy weet wat van bo af is? Ondersoek die woord, ondersoek die skrifte. Die vrug van die Gees is deel van al hierdie goed. Ja, amen. Jolande het nou gesê, geloof, hoop en liefde. Dis deel van dit. Geloof in die Here, hoop oor 'n hoopvolle toekoms, Ja. liefde vir mekaar, liefde vir die Here. Dit ontbreek nou tussen die mense. Ja, dit ontbreek, die woord van die Here sê, die liefde ontbreek teenoor mekaar in die laaste dag. Ja, staan. Die mense staan teen mekaar op, pa teen seun, dogter teen skoonmoeder en al hierdie goedes. Lees dit staan in sy woord. Ja. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie, sê Paulus vandag vir my en vir jou. Ons moet begin leer om te bedink die dinge wat daar van bo af is. Ja, mense stry oor my oor die doop, oor die manier van doop. Ek sê vir julle, ek doop volgens die woord van God, want ek weet dat die doop my hele lewe verander het. Toe ek my bekleed in Jesus Christus, toe verander alles in my lewe. Ek het 'n stryd gehad tot ek in daardie naam bo elke naam beklee is. En ek dank die Here, hy het my die openbaring gegee van dit, want hy is die volheid van die Godheid, Kolossense 2 vers 9. Hy is die volheid van die Godheid. Dit gaan oor Jesus en Jesus Christus alleen. Dit gaan oor niks en niemand anders nie. En dit gaan oor sy koninkryk wat hy kom bewerkstellig het in my en jou. Hierdie koninkryk behoort binne in ons te wees. Ja. Want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Hoe dieper wil jy dit nog hê? Ons lewe is verborge in Christus in God, want Christus was die openbaarmaking van God in die vlees. Is dit nie wonderlik om te kan weet, daar's meer aan Christendom as wat ons oë sien? Die koninkryk van God wat binne in ons leef, behoort aan elke persoon wat jou pad langs kom. Behoort hulle te kan sien. Hulle behoort dit in jou oë te kan sien, in jou glimlag te kan sien, in jou wandel en jou weet te kan sien. Hierdie mens is anders. Ja, amen. Hierdie is nie 'n Christens wat ons hulle ken nie. Hy is nie 'n klip Christen soos die mense sê nie. Hoor mooi. Ek wil nie 'n klip Christen wees nie. Ek wil 'n ware seun van God wees. Amen. Dis waar. Wanneer Christus wat ons lewe is Christus jou lewe vandag? Leef jy vir hom? Is hy nommer 1 in jou lewe? Want as hy jou nommer 1 in jou lewe is, dan sal jy nie 2 keer dink om jouself te bekleed met hom. Dan gaan jy nie omgee wat jy geleer het in 'n kerk nie. Jy gaan nie omgee wat jy geleer het by die mense waarvoor jy lief is nie, dosente, leraars en predikante. Dan gaan jy werklik hom eerste plaas en doen wat hy sê jy moet doen. Hoor mooi. Ja, dis waar. Om een te word met hom is om jouself te bekleed met hom. En jy moet hierdie koninkryk soek en ons moet werklik in ons lewe moet ons heiligmaking nastrewe waar sonder ons God nooit sal sien nie. Ek wil vir jou sê, die Here wil 'n beter lewe vir jou en my hê, al gaan dit woes.
Kyk bietjie om julle rond. Ek wil dit vandag vir julle beklemtoon. Kyk om julle rond. Die helfte van Suid-Afrika verspoel en die ander helfte is droog en brand af. Hoe werk hierdie dinge? Ek wil vir jou sê, my broer en my suster, die natuur is besig om uit te roep met 'n reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. Halleluja. Dis waar. Die natuur roep uit en ons sien dit nie raak nie. Word wakker, kerk, word wakker. En ek praat nie van 'n kerkgebou nie, ek praat nie van 'n kerknaam nie, ek praat van jy as die gemeente, as die liggaam van Christus, word wakker, kyk om julle rond en sien wat gebeur. Ja. Dat tot die natuur uitroep. Hoe roep die natuur uit? Kyk om jou rond, kyk wat gebeur. Ja. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, daar kan ek heeldag van praat. En party mense ken my. As ek eers praat oor die Bybel, dan kan ek heeldag praat. Ek sal nooit kan ophou. Hoe word hy geopenbaar? Sy karakter moet deur jou geopenbaar word. Jy moet Christus openbaar. Dis hoe mense hom sal sien. Almal het al iets gehoor van die Bybel. Almal het gehoor van Jesus. Maar hulle sien nie sy karakter in kinders van die Here nie, want ons beskinder mekaar, ons praat van mekaar sleg, ons breek mekaar af, net soos wat die wêreld dit doen. Dis nie Christus nie. Dis nie die Here nie. Dis waar. Hoor mooi, Dis waar. dis nie die Here nie. Ek glo nie, die Here het ooit gedink ons moet by mekaar kom en mekaar bespreek nie. Ja, ons bespreek mekaar as ons vir mekaar wil bid. Maar om mense sleg te sê, om mense af te breek en mense in die rug te steek, dis lelik, man. Of bely by die pastoor. Hulle moet bely by Jesus. Ja, en ons doen presies wat die Bybel ons oor waarsku. Jy hoef nie nodig om na 'n priester toe te gaan om jou sondes te bely nie. Ons kan direk na hom toe gaan en met hom praat en belydenis doen. Amen. Die voorhangsel is geskeur. Ja, amen. Is dit nie awesome nie? Voorhangsel is geskeur. Jy het niemand nodig nie. Ja, die Here roep manne soos ek. Dis nie net ek nie, daar's baie manne wat nie bang is om hulle sê te sê nie. Maar baie manne is nie bang om hulle sê te sê nie, maar as jy mooi luister, is hulle partykeer ook van die punt af. Pas op daarvoor ook. Pas op. Ek smeek julle dat julle die onderskeiding van gees sal regtig ondersoek en sê, Here, ek wil dit hê. Mense het duisende mense in hulle kerke. Wys dit vir my dat daai man reg is? Nee. Dit wys my dat die woord reg is, want die mense maak vir hulle predikers bymekaar om hulle ore te streel. Al klink baie van die pastoor 'n bietjie hard en my, dit lyk of hy nou vermaan. Nee. Pas op. Kyk na sy lewe. Kyk na sy lewe. Amen. Ek sluit af. Dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hoor dan. Wanneer? Nou. Ons heerlikheid kom van hom af wat binne in ons woon. It's Jesus on the inside, moving on the outside. Ja. Bringing about a change in my life. Hoor mooi. Oh, what a change. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. It's Jesus on the inside. He's moving on the outside. Oh, what a change in my life. Dit is wat moet gebeur. Ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Hierdie evangelie is my krag van God, maar vir die wat verlore gaan,
Ek weet nie. Ek kan nie anders as om die waarheid te bring nie. Ek kan nie eers nou bedink hoe gaan ek Facebook live doen nie. Ek kan nie ding dis asof die Here net vir my sê, ewe skielik sê nou en dan doen ek dit. En dan sal die Here vir my sê bly stil, dan moet ek maar stil bly. Ek kan nie eens meer tyd daaraan verbonde nie, maar ek glo met my hele hart, sondagoggende, as die Here my spaar met lewe en gesondheid, sal ek sondagoggende, sal ek my boodskap bring. En as dit op 'n Saterdag is, sal ek dit Saterdag ook doen. Maar omdat almal mos nou Sondag erken as die 7de dag van die week, of wat ook al, volgens die Romeinse kalender, wat ek nie eens meer ingaan nie. Ons wil 'n dag, wil ons aan die Here gee. Ons moet 'n dag aan die Here gee. My broers, my susters, my liewe vriend, vriendin, dan moet 'n tyd in ons lewe kom, daar een dag in ons lewe is dat ons die selfone wegsit. Hoor mooi, familietyd, en praat oor die Here, en die Here verheerlik. Ons moet begin leer om een dag van ons lewe, moet ons een kant sit, net vir die Here, alles afsit. Ons afsny van die wêreld. Dit is een ding wat 'n groot probleem in ons lewe is. Elke dag moet 'n Sabbat wees. Ek weet dit. Want hy is die Here van die Sabbat. Suster Johanna, ek is altyd dankbaar oor jou woorde. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom Here toe. Want dit is hy, sy woord, is sy gees wat dit openbaar. Nie ek nie, ek is net 'n instrument. Maar dankie vir jou liefde, vir jou alles wat jy altyd so sê. Ek waardeer dit. Ek wil vir julle vandag sê, dit gaan oor die koninkryk van God wat binne ons is. Baie kinders van die Here slaan die Here met sy naam met 'n plank, man. Nie met 'n stokkie, nie met 'n plank. Ons sê ons is Christene, maar ons leef nie daarvoor, volgens nie. Hoor mooi. En ek wil hierdie geleentheid ook gebruik om dankie te sê vir elkeen se liefde teenoor ons, se omgee teenoor ons. Die elkeen wat saai in ons bediening in, om dit moontlik te maak wat ons doen. Ek preek nie geld nie. Ek preek nie geld nie. Maar in hierdie wêreld het mens dit nodig om te kan doen wat ons wil doen. En dankie vir elkeen. Of dit nou klein is, of dit nou groot is, dit maak nie by my saak nie. Solank ons kan doen wat ons moet doen. Dankie vir elkeen se boodskap elke dag. Ja, dankie vir elkeen se boodskap, al is dit 'n prentjie. Ek wil vir jou sê, ek het al prentjies gekry wat my diep geraak het. Die woorde het my diep geraak. Dan sal ek vir die persoon sê, amen, hierdie woorde het my diep geraak. Onthou net een ding. Prentjie met mooi woorde kan ook 'n verskil in iemand se lewe maak. Ja, dis waar. Nou sê party mense, moenie prentjies stuur nie, oor dit gaan 'n virus op jou foon sit. Man, ek wil vir jou sê, 'n virus op te not. As die Here vir jou is, wie sal teen jou wees? Amen. Amen. Broer, met liefde, altyd met liefde, altyd. En jy weet self, ek sal nie terughou nie, niks vir niemand. Al haat mense my, ek sal dit nie terughou nie. Nie die waarheid, want die waarheid is al wat ons gaan vrymaak. Maar mag die Here julle elkeen seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar. Ja, as dit die wil van die Here is, sal ek voor die tyd vir julle op WhatsApp sit, op Facebook WhatsApp status, Facebook sal ek sê, wanneer ek opgaan. Maar boodskappe sal ek altyd op WhatsApp stuur, altyd op Facebook stuur. Maar as ek live gaan, sal ek julle laat weet. Onthou, ek is lief vir julle, ek bid vir julle, bid ook vir ons, die stryd wat ons deurgaan, tot julle beswil, soos Paulus ook sê. Maar mag julle 'n mooi Sondag geniet en 'n geseënde week vir julle verder.
Nou gaan ek net gou afsluit met 'n lied wat ook my hart aangeraak het. My hart is aangeraak deur baie dinge. Maar ek wil vir julle sê, ek wil dors word vir die Here. Amen. Dors word vir sy woord en sy koninkryk. Halleluja. Amen. Dors, dit is die woord daar in die middel. Amen. Dors my siel, dors na U, Thanks, Sister Lise. my liggaam smag na meer. Yes, amen. U is my hoop, U is my alles, van blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. Amen. Uit die mond van koning David, Halleluja. in 'n droë land, hier is geen water, Yes, Lord. U liefde beter as lewe, my lippe sal U prys. Yes, amen. U Halleluja. is my hoop, U is my alles, van blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. My lewe lank sal ek U loof, Yes, amen. my hande hef ek op na U. U naam is groter as groot, Yes, amen. Die naam bo elke naam. die naam wat lewe gee. Yes, Lord. U is my hoop, U is my alles, Dankie, Here. van blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. U hand hou my vas, Yes, amen. my siel versadig, met die beste kos. U is my hoop, U is my alles, van blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. Dors, Yes. dit is die woord, Dis die woord, dors. die woord daar in die middel Oh, yes, halleluja. van die woord. Amen. Prys die Here, prys die Here. Jesus liefde aan elkeen van julle. En ons is baie, baie lief vir elkeen van julle. Mag die Here julle ryklik seën. Amen. Mag die Here net met julle wees. Mag hy julle styf teen sy boesem vasdruk. In Jesus Christus naam. Amen.